Nee, het is mijn vrouw. Nee, nee, die dingen, gaat niet meer op. Die dingen, ik vind mezelf harder klappen. Stond over het tegen. En dan voelde ik dat ik niet daar was. Gewoon zo. En nu verstaan, dat is die vraag, maar die antwoord, ik moest nu in die vraag. Dat is het niet. Zo betekenen dat wonder ek, maar wij zitten dan in die vraag van mijn piloot. Ek meen, verstaan, het spelen van die plaat die mensen brand. Zodra hulle nog een kom gee klop, verstaan wat ek sê. Verstaan wat ek sê. Mag jy harde klap? Ja, dit is ons verantwoordelijkheid. Dus ons verantwoordelijkheid. Je gaat niet naar die skopen. Ja, ook gaan niet daar zo, oké, je ziet, hier is een hele moeze afgrond. Skop hem maar af, voel hem. Zie je, je moet niet daar gaan, nee. Je kan niet even iets kopen, je gaat ze willen brengen. Ik kan die tel op het trek om uit die gat te zien. Was ik verkeerd? Oké. Ja? Dit is plezier zijn. Oké. Is al je net gevraagd? Nee. Heb je gevraagd? Ja. Mooi. Dat is mooi. Maar moest ik je vragen aan hulle gevraagd? Ja? Vanoggend het ek gesien, daar was 3 mense wat gebid het. En daar was 'n man wat so verby van hulle geloop het. En ek sien hy weet nie, een van julle mense sê, wat beteken dit? Hy maak nou so ietsie. Wat beteken dit? En die katholiek. Dit is 'n katholiek. Orthodox også direct, hè? Sorry, hè? Orthodox også direct. Orthodox. The pray means nothing. Beteken dit ietsie of Het betekent niks, het is afgodsdienaren. Ja, It's like a ritual. Ja. Als jy JP het vir ons gevra. Ja, nee. Ja, jy het dan nou net nie aangestel. Je lijkt bij verwaard, wat is het probleem? Nog en dan en kom uit die 3 mense eintlik nou gebid het. En ek hoor dis 'n vrou wat ek nie eintlik ken nie. En ek sê hulle sê praat Engels of Afrikaans in mekaar. En sy sê my vriendin sê hallo go to help. Ek het vir die vrou so. Dit wil sê sy spreek eintlik dood oor haar. Is dit nie so nie? Hoe groet jy je persoon so? Dit is dit klink vir my soos 'n gesegde dis wat sy gesê Ja, het. dit was het van... Klink vir my so kort as opte. Ja, dit klink vir my so. Dis ook net, dis ook 'n vraag, want dis ek wat ek nou Ja, als mensen niet voor je is, jy zullen het teen je. Hoe saam met jou is, jy zullen het teen je. Dat is wat het is. Vir dit wat ons gesê het, ons moet pas op wie vir ons wat jy weet nie dit knowledge nie, jy kan baie vanaf deceive word. So. Ja. Nou die aand het die tannie na my toe. En sy het 'n vriendin rond. Sy sê 3 maande
veel misdade, hulle plant saam. Die eerste ou is 'n military ouens, hy plant dit saam. Een moslim. Ja. En hy plant tot niks groei. Die tweede ou is, ek weet nie maar nie, hulle nie. Hy plant niks. Maar die ou het 'n boek, hy hou op hieraan, hy het net 'n boek. Hy gaan, die grap aan met sy hande, terwyl hy gaan, maak hom toe. Hou hy sy hand, dus toe kyk hy. Hy sê, toe groei daar 'n boom met groot vrugte. Die vrou is wat die kind sê, toe sê ek van ek is ongelukkig nie so Wie is die vrou? is wat ek ken, wat basis ek ken, is 'n vriendin van my. En die vrou sê my, want sy vra toe, want sy kan ons nou nie veel van, sy kan nie besteer aan dit. En nou in die weet, toe, so waar is raak dat plant, 3 ouens in haar plant, baie haar nie daar, 3 plant, jy weet wat sy bome wat sy. Toevallig nadat sy dit gedroom het, of wat? Ja, Okay. toe struik het, toe weet sy, toe sê ek, toe kyk sy, en so waar is raak dat daai spesifieke plant, Begin te vloei. Ja. toe sê sy daar, dit is al vreemd. Sy sê, en dit toch 3 mense wat plant het, wat basis nie gehoord het. Wel, ek kan vir 'n goeie raad gee. Ja, dis ek val. In Hosea 4 vers 6 staan aan my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En omdat hulle die kennis verwerp het, sal ek hulle en hulle kinders verwerp. Dus as jy wil weet wat gaan aan, bring na kerk toe. Ek sal Ja. Dis al. wees rap. Okay. En ek sou kan sien in die droom dat die sleutel tot vrugte dra is in die woord en gebed. Ja, Dit sal ek kan sê van as ek kan aflei na die Ja. So as ek wil vrugte dra, dan moet sy ja, kom. Vrugte dra en jou in woord kry. Ja. Ja. Woord, ja. want jy sê sy het uit 'n boek of wat so. Ek is So nou, en wat die Here vir my sê is persoon wat nog nie wat nog arm is in gees, is dit nie? Nie noodwendig nie. Ek weet dat Yeshua was hy. Ja, dit was wat van die klere was wat sy van gepraat het. Goed. Ja, okay. So, Ek sien hy was Jehovah nie. Ek het nie adres gehad. ja. Ek het nie een ander op dieselfde plek geslaap as die vorige aand. Nou, Ek dink net 'n bietjie. Dat ek met my weer. Ek wil net weet van die mense hier so wat daar teenwoordig is. Ek weet nie, dit was maar ek weet nie. As 'n mens alleen is en jy is op jou bed of jy weet, jy het geen musiek, en dit wat jou ander afdraai en jy is besig met God se dinge, gedagtes. Ek wil nie graag weet. Is al van die mense wat hier is, wat verskriklike teenwoordigheid kry, wat soos in werklikheid gaan besef wat gaan kom. Okay, soos Pastor Joby sê, en jy weet eintlik, dit is eintlik van
van je verstand af. Maar als jij er zo aan denkt, een stukje van die werkelijkheid gaan komen. Ik praat dan niet van die op aarde nie, ek praat van die nuwe Jerusalem. Jy moet besef, iets gekry. Het is amper soos werkelijkheid. Iemand maak so en jy skrik wakker. Het jy so iets gekry? Dat is maar net die vraag. Nee, ek kan iets vir jou sê. Ek dink 4 jaar terug, nie op my bed nie. Ek het geloop, het was 2 uur in die môre tussen berge en dale. Hoe voel ek die teenwoordigheid? Daai teenwoordigheid van God tussen die berge en dale. Ek kan daarvan getuig. Het was 2 uur in die môre, het was gevat iewers hier dood. En ek moes doodstil gaan staan en hy skuld geword vir daai gevoel. Dat die Here met my praat. Dis wat ek vir elke tyd met die vraag nie op my bed nie. Maar ek het daar gevoel 2 uur in die môre, pak donker waar het is. En ek het daar gevoel gekry en ek het geluister. Waar daar vir my gesê word, en ek het rus in my siel gekry en verder ingestap. En liefde en vreugde. Ek het daar gevoel. Ja. Sorry, Dad. The meaning of righteousness in the dictionary. What? The meaning of righteousness in the dictionary. They give two, I can't remember it now, I was actually looking for it. But in certain sentences and paragraphs in the Bible, it doesn't make sense of what it means in the dictionary to the actual sentence or the paragraph or what it doesn't. Example. I need to know what the word means. That's why I was looking for it just now. Means like the same thing, or something for them. I can't find it. There would be like certain phrases in like Psalms or whatever. It says righteousness of. I can't remember. But what the meaning of righteousness in the dictionary doesn't make sense of a certain sentence In that context. yeah, in that specific. There were lots of them that I read, and I'm like, that doesn't make sense. Yeah, but you have to put it with the context to Yes, be able but to explain it. Didn't, So, I needed yeah, I would suggest everyone that if you come past something in the Bible that you don't understand, write it down. That's why we have nights like these. Now we're sitting, everyone here with a mouthful of teeth, where you actually had a perfectly nice question where all of us could have find out what the meaning actually worked is in something the out. dictionary. You know, I'll give you an example. Okay. But I can't. But you have to give me the scripture in the Bible as well. I will So, do that. okay. Yes, That's good. Ja, ek het gesê, is dit nie die righteousness in die Bybel, regstaande met God nie. En righteousness in die dictionary is to be righteous soos in die wêreld, of jy weet die betekenis van righteous. Wat kom ons bring hom na Afrikaans. Wat is righteousness in Afrikaans? Geregtigheid. Ja, en gerechtigheid. Geregtig of regverdig? Gerechtigheid. Gerechtigheid. Daar's Gerechtigheid. en regverdig. Daar's twee woorde.
in Afrikaans. Maar waar ons in die Engels net een het, righteous. As if a judge is righteous, he judges fairly. Yes. If a man walks in righteous paths, he walks in the light of God. And then in his obedience to it. Maak het sin? Ja. Maak het sin? Yes. Jy antwoord my nie, jy het die vraag gevra. Maak het sin? Nee. Yeah, get the definition and then we do it. Yes. Carry on questioning and answering how late. Volgende. Niemand van julle vra nie. Julle right, julle gewerk, julle huis toe gaan. Ek vra jou vraag wat jy dan normaal gebruik in huis toe gaan. As jy baie keer op jou smartphone, nee, want as jy hom optel, dan hulle mos daai Autocorrect. Autocorrect, nee, hulle sit hom nie altyd God nou, is om goed. Want dis G-O-D. Ja. Jy sien, en dis ook, en as jy hom in die Engelse woord kom op die andere naam, maar die eindige woord is God. Maar as jy hom so research, is het G-O-D. Ja. Dat gee hom baie betekenis. Ja. Ek het baie as gevolg gehad. Almal klaar? Oortjie. Ja. Dat is so lank. As iemand verjaar, hoekom mag jy nie vir daai persoon sin? Baie eenvoudig. In die okkalt, wanneer vloeke uitgespreek word, spel met ander woorde. Wat is 'n spel in Afrikaans? Vloek. Dit is 'n curse. Spel. Ja, spel. Spel is 'n spel. Jy weet nie. Spel. Mens slimmer dan. Dis wat ek weet. Ek weet nie. My Afrika, ek dink my Afrikaans is Hulle het rituele waar hulle T-O-O-R, Toer. Ja, dis toer. magic spel. Ja, is toer. As jy Ja. ja, ja. Maar nie te min nie. Wanneer daar so 'n ding uitgespreek word, dan word die vloek word dit keer uitgespreek met die persoon se naam. Wat sing jy wanneer iemand verjaar? daai dan gaan nie so nie. Nou, hoekom nie? Want dit is nou 'n vloek. Wat? Wat vir my klink baie beter if iemand sê dit in Afrikaans than in English. Ja. Ja, jy kry Nee, jy sê geluk met jou verjaardag. Ja, Wat het geluk aan my uit te wys? God se genade het jy daar. ja, dis waar. En dan sing hulle We wish you a Merry Christmas, sing hulle 3 keer. En Ja. dan sing hulle Happy New Year. Met ander woorde, jou hele nuwe jaar is in my hande. Dis waar.
Nou, hoe verduidelik ons aan die kleintjies nou as hulle nou Vertel hulle die waarheid van die begin Ja, af. van die begin af. Moenie speel met tande, meise en goed nie. Nee, ons doen nie daai dinge nie. En Kersfees en Paashase, ek het in my lewe, 'n Paas kan nie eer lê nie. Ja. Paas. Ja, nee, hy kan nie. En ons het Kersvader nie. Ek weet nie met die nuwe BGK TL deel wat LSD wat ek weet nie wat miskien kan hulle ek weet nie. Maar ek het dit nog nie gesien. Jare, jy praat so, jare dan praat ek van baie jare terug. Kersfees was nie vir basis, as jy gaan kyk nou, is net geskenke vir basis. Maar wat beteken eintlik die woord kerk? Dis eintlik om saam die mense te wees wat jy ken. Of Nee, jy weet wat ek bedoel. nee. Wat is die naam van die fees? Kers. Kersfees. Kersfees. Nou hoekom stel jy as jy nou niks moet keer hier nie vir 'n Kersfees? Ja, dit is wat ek wil weet, want basis... Dis okkulties. Dis basis... Dis okkulties, dis om die wêreld te mislei. Ja, Dis al. Ja, hulle het dit so ingestel om die mensdom. Dit alles wat ons van kleintyd af geleer het die wêreldmagte, nee, dit ingestel in die mense in om ons te weerhou om God te dien. ja, En nou laat hulle al hierdie okkultiese rituele en goede so aantreklik lyk, dan neem ons deel daarvan want ons gaan nou crackers skiet en alles, maar in die meanwhile is ons nie hou dit ons weg om God te dien. ja, so. En wat weet ons tot en met die tyd wat ek hier by ons gemeente was, het ek niks geweet eintlik van God se feeste nie. Ek het nie eens geweet God het 'n fees nie. Hy het 7. Verstaan jy? So in die hele in ons generasies af, omdat ons vorige generasies, ons voorvaders afgedwaal het van God se weë af, het die vloek op ons geval. En daarom het ons niks geweet nie. Maar God is getrou aan die wat soek. Wat volg na sy wil en wat gaan soek na die waarheid. Kyk daar, niks aan meer fout as familie by mekaar kom. Ja, maar... Dis soos die Adventiste wat beweer dat die wat op Sondag diens hou, Ja, dra die merk van die dier. Dis vertraag, man. Jy lees 'n kommik, jy lees nie die Bybel. As dit so was, sou die Bybel het so gesê. ja, As dit 'n vloek is om op 'n Sondag diens te hou en jy lewe dan nou maar onheilig omdat dit nou wat gebeur as jy daai Sondag vrek? ja, dan... Wat dan? Dat jy res van die week in sy mye. Elke dag poort aan die Here. Hè? Elke dag poort aan die Here. Maak nie saak wanneer ons by Nêrens kan, en as jy ooit met 'n Adventis in kontak kom, gaan hulle dit jou waarskynlik op 'n stadium vir julle sê. Ek wil julle vanaand aanspoor om, as 'n ding vir jou vreemd klink, moenie sê, okay, nee, wag, ek gaan my pastoor, ek gaan jou nie help. Sê vir my, moet jou wys in sy Bybel. Ja, dat is right. Sê vir hom, bring die Bybel en wys my. Ek het in die geval het ek of in die week het ek die geval gehad waar ek op die punt gestaan het om 'n vriendskap van my af te sny. As gevolg van 'n ou wat sy ore uitleen vir drek van New Age, van okkultisme. En dit het gegaan op 'n punt waar hy sê, bid dan net maar net laat Vader se wil. Ek gaan nie daarvoor bid nie, want ek weet wat hy sê, hy wil nie hê jy moet gaan grou waar dit nie juk nie. Moenie gaan in die modder speel en dink jy gaan skoon uitklim. Dit gaan nie werk nie. Dank Vader, hy het my gisteroggend gekontak en gesê, hoor die kite, sy lyn is geknip, en weet jy waar is hy? Ek gaan dit nie doen. Sê vir wel, ek het vir jou vernoot gesê, ek het afgesluit met gebed na ons gesprek, en dit was die laaste wat ek al oor gebid het. Ek gaan nie bid om God se arm te probeer draai in my guns nie. As jy weet die ding is verkeerd, bly van hom maar weg. As jy nie seker is of hy reg of verkeerd is, jy bly van hom maar weg. As jy weet hy's reg, jag hom na.
simpel. Dis simpel. Okay, ek het 'n vraag. Die Julle is duidelik nie lus vir nagmaal nie, want ek toe ek gepas het, nou het julle baie te sê. Die Jehovah-getuies se Bybel, is dit dieselfde as ons Bybel? Nee. Is dit deel Nommer 1, die Jehovah-getuies glo dat Christus 'n skepsel is. Hulle glo eintlik dat hy is Michael die aartsengel, nommer 1. Nommer 2 is, as jy Johannes 1 in hulle Bybel gaan lees, gaan jy sien daar staan geskrywe, in die begin was die woord en die woord was met God en die woord was 'n God. Daar val die pap op die vloer. Jy sal geen ander gode voor my aangesig hê nie. Hoekom ek vra is, want hulle glo nie in die Onse Vader nie. En in die Hulle glo nie in hulle eie vader of hulle moeder nie. Ja, maar in die Bybel staan die Here het gesê, as ons nie weet wat om te bid nie, het hy ons vir ons die Onse Vader. Nee, hy het nie so gesien. Hy het gesê, en wanneer jy bid, moet jy so bid. Hy is 'n riglyn. Ja, riglyn. Hy is 'n riglyn. Dis al. Maar wanneer jy bid, moet jy 'n gesprek met hom. Hierdie is ook nie 'n ritueel nie, want daar borderline jy nou alweer, as jy sulke dinge doen, aan die okkultiese rabbies, en ek dink 2 Timoteus 2:16 kry ek gou vir my. Noem dit 'n sinnelose gebabbel en Ja. Dit moenie herhaal soos wat die heidene herhaal nie, want God is nie 'n swaap nie, met alle respek gesê my Vader. Maar God ken die intensie van jou hart, die planne van jou hart. Ken hy en hy weet wat is beste vir jou. Nou, hoekom sal hy sê herinner my aan my gebed? Want hy wil hê jy moet weet dat hy weet. Hy wil nie jy moet die hele tyd agter hom aanloop en sê ek wag vir 'n nuwe kar, maar daar staan 'n bakkie in die driveway. Ek het baie probleme, maar ek het 'n kar, maar ek soek 'n kar. En ek soek 'n kar, en as ek aangaan dan met die wat jy gaan my 'n klap gee. Moenie God gaan mok nie. Dis wat die kerk vandag verloor het, is reverence to and for God. Respek vir God. Hy weet wat die begeerte van jou hart is. Dis die waarheid. Mense bel my en sê, my vrou is nou dood. Ek gaan nou nie met die Here dien nie. Stem my nou, Koos. Wat sê jy? Ek hoop sy het dit gemaak, maar ek weet nie my wie jy dit gaan maak as jy so aangaan nie. Dink jy vermaak God? Jy kan nie, man. Hierdie is 'n pad wat ons almal moet stap. Ja. En ons moet daaruit leer. Dis die ding. Daar is baie gevalle waar jy nooit oor 'n ding kom nie, maar jy kom deur hom. Dit is so. Dit is wat dit is. Dit is hoe ons gebou is. God sal jou nooit beproef bokant jou vermoë nie. As dit die geval was, kon ons, ek weet nie waar hy sou gebly het nie, maar ons sou 'n transport kon kry en vir Abraham gaan kuier. Voordat sy hele familie selfmoord pleeg omdat hy net dood is. Dis die pad van die lewe. Dis die vloek van die sonde. Ons is skuldig daaraan. Die troos daarin is dat kind van God word 2 maal gebore en sterf net 1 keer. Maar as jy jou stoep het, dan word jy 1 keer gebore en jy sterf 2 keer. Dis nie 'n sjok nie. Die skrif sê, ondersoek alle dinge en behou die goeie. Hoe doen jy dit? Om in sy weë te wandel. Party ouens of jy sê, as jy vir hom sê, wat gaan volgens jou? Ek het 'n babbelaar, joh. Waarvan? Ja, ek het gaan sê saam met Ricardo gisteraan. Hoekom? Nee, want die Bybel sê ek moet alle dinge ondersoek en die goeie behou. Het jy nog nooit in jou lewe mens met 'n babbelaars gesien nie? Het jy nog nooit 'n kop-aan-kop botsing gesien wat 'n dronkgat veroorsaak? Ja, is dit. Ja? Ja.
weet. Kan jy nie vir jouself dink daar's niks goed in 'n borrel se prop se seël nie? Maar as jy jou vertraag wil hou, gaan sê verder, jy gaan bietjie meer vertraag word. Sissie met sissie. Tot die wet weet dit, dis hoekom jy net op 'n sekere plek mag suip en dan nie bestuur nie, dan loop jy verder. En hoop jy kry nie 'n pak slaag langs die pad huis toe. Dan gaan jy dit hoor, kop maak jou toe en vat jou dop. En jy moet jou baas bel, kom mal uit. Ja, dronke man het my suster en my dogter se lewe gevat, so ja. Ja, dit is wat daar gebeur. Jy sien die liggaam van Christus het die kuns van onderskeid verloor. Dis hoekom ons na mekaar toe gaan en sê, "Breek maar wat ek het hierdie move. Kyk 'n bietjie uit. Miskien bietjie daaroor. Sê my wat dink jy daarvan en bel my. Kyk dit uit. Ja, Nou kom hy terug en hy sê, "Jong, het lyk nie te bad nie. Ek is nie doodseker daaroor nie, maar kom ons sit ons hand op die plaat. Nie ons arm nie, net ons hand. voel of die plaat warm is. When in doubt, cut it out. Nie so close to time. As die plaat rooi is dit nie omdat die stoof modern is, dis omdat hy damn warm is. Dit is baie warm is. Ja, as jy weet nie, jy het te veel van hom aflei, jy wat van dan taal, dan is miskien ook 'n probleem. Ek het 3 keer in my lewe so stel afgetrap. Die laaste was die laaste. Dus 7 jaar terug. Almal het gaan bid oor die saak. Teruggekom. Yes, nee, verseker. Gaan doen dit. Die ironiese ding is ek is die minste van die lot wat verloor het. Al die ander wat gebid het. Daar's nie 'n change oor. As jy nie seker is van 'n saakie, bly van hom af weg. As God jou wil ryk hê, sal hy jou 'n sharp job gee. Dit pastoor, ek dink ook ons as 'n humans ons is too min grateful vir die goed wat ons het and we are greedy because ons wil altyd meer hê. En dit is die goed nie wat God soek nie spiritual goeders nie, materiaal goeders van hierdie wêreld. Ek wil beter karre, ek wil beter 'n job, ek wil meer geld hê, want ons is nooit nie tevrede in die hoof dit wat ons het nie. Gebeur dit net met party van ons? Nee, almal van ons. Ek het al in die lewe opgetel dat ek myself raak gediend met 'n saak. Ek raak gemaklik met 'n saak. En skielik dan begin dinge al hoe minder te word, gaan slegter. En veral in my vroeë loop met die Heilige Gees. Was ek vinnig om te sê maar nou wat nou? Wat het ek nou weer gedoen? Dit is nie wat jy gedoen het. Dit is wat jy nie doen. Die oomblik as jy in 'n comfort zone in beweeg, sit jy op jou blaker en jy doen niks. Jy word geestelik obese. Dis nie God se wil op sy werk.
Misschien dan zit jy op 'n diet, jy kry nou minder. Al beginnend met 'n negatiewe respons, daar's baie vinnige respons. Of gebeur dit net met my? Julle is 'n klomp heilige kleenaars, hè. Klomp heilige liegbekke wat hier sit. Maar dit gebeur met julle almal. Ja. Almal van julle kerm oor iets. Elke week, ek weet, ek bly hier. But I also, wat ek het agtergekom. Ons sit in kerm en ons bid. Want ons is nie bereid nie niks op te doen nie. Ons kan nie bid vir die goeders nie en dit gaan vol in ons skote in nie. God, dan jy moet ook van jouself uitgaan en vir die goed doen, so jy kan werk of whatever, vir wat jy soek. Because dit gaan nie net so op jou skoot gaan val nie. Dis like, daar is storie about die ou wat op die dak gesit was, amper verdrink gewees oor 'n vloed. En hy gesê vir die mense wat oor 'n boot gekom het, nee, God gaan maar red, los my uit. Daar kom mense oor 'n helikopter. En hy sê, los my uit, God gaan my red. En dan hy dood gegaan en sê, hoekom het my gered nie? Wat God gesê het, dat ek vir jou die boot gestuur, ek het vir jou helikopter gestuur, wat jy wil nie gevat het nie. Sê as jy nou dood. Wat sal ons nou sê van hierdie ding? Wat sal ons nou sê van hierdie ding? Daar 'n aparte diens daai kant aan die gang. Ja, tel ons ook, ons moet ook leer. Ek sien daar 'n aparte diens daai kant aan die No, gang. definitely no. I was asking Sanimari if it isn't it like saying about God would do for you is if you would do for yourself. I could help that person. Yeah, they would yourself help yourself. I don't know the proper wording, but Toe maar ons almal verstaan Engels. okay, but it's Greek English and it's Greek Afrikaans, so Ek sien nie hoe Chinese English is nie verstaan nie. as long as it's English. English is English. Dat ook vooral. I just want to say something. I've got 4 things, but I don't know if I'll remember all 4. You want to write them down quickly? Yeah, no, sure. Well, I only have one thing to say, and then as people were talking, I thought, okay. But yeah, I think on the mountain that you were talking about, you know, the Bible says if you have faith like a mustard seed, you can say to the mountain, be removed. And it will be removed. But it's very true that sometimes that mountain is not removed. For some other reason, for some other purpose, God's plan, you have to walk over that mountain or you have to get through that mountain. And that's hard work. And it's perseverance and it's putting your feet down and it's just standing when everything else is against you. But you have to do it. And if you think in the natural, to climb a mountain, it's hard work. Yeah. You think in a natural, if you had to take a pickaxe and start chopping in a mountain, it's hard work to try and get through that mountain. So, yeah, you've got to just keep your feet planted on the rock and you've got to do it. Another thing is, I think that many of us are still in captivity because we come to a service and we listen to the word and we don't do anything about it. And we're very quick to complain about stuff, but what do we actually do? And so we still held captive. Because we don't go afterwards and and tonight's a perfect example. We don't go afterwards and we don't sit and read the word and get it for ourselves and delve a little bit deeper. There's nothing wrong in coming and saying, I don't understand this, what it says, but we're too darn lazy. That's the bottom line. We just don't spend enough time. And I include myself in that as well. We don't spend enough time in the word. Prosperity, the word also says to me that I would have that in all things you prosper. Wow, isn't that great? I'm going to be so rich and blah, I'm going to have the best of everything. But it also says there that above that,
to content to stay in that situation and sit back and expect anybody to do something for you. But whatever situation you find yourself in, so if at the end of the month you don't have money to put petrol in your car, you're still going to trust God. You're still going to stand for Him. You're not going to waver. You're not going to go to the left. You're not going to go to the right. You're going to trust God to get you through that situation. Isn't that we faithful? For your soul. And the only way you can do that, the word says that your mind, your thoughts have to be changed. So instead of thinking about worldly things, you need to start thinking of what the Word says about the situation of your life. You need to start trusting God and say, Lord, you know what I'm facing this month. You know I've got X, Y, Z what to do. And it goes for every one of us because we all have challenges in our life. And you have to say, Lord, but your Word says, it says that you own the cattle on 1,000 hills, Lord. I will not fear because you are with me. You go before me. You protect me. You keep me. You look after me, Lord. But we don't do that. We are held captivity most of the time in self-pity because we want to feel sorry for ourselves and we want people to feel sorry for us. And we need to get out of that mindset and start picking up the Word and saying, I am the head, I'm not the tail. I can do all things through Christ who strengthens me. He is before me and He will look after me. I will not fear because He's with me. And we don't do it. We all do it. At some stage we don't do it. And then there was another thing that, Pastor Jackie sent, I think last week Sunday morning on, I think it was on the status, about curses. And it was a short little clip that he sent. And I listened to it while I was getting ready for church. And I thought, wow. And a lot of things I knew, but some of the things that came up there was the first time I'd ever seen it. And they talk about curses in a relationship. They talk about curses in a town. They talk about curses in a country and in creation as a whole. And when I heard that, I thought, wow. And I just started thinking about areas of our country. If you look at from Germiston, Boxburg, Benoni, Blackpan Springs, Nigel, and you see that there is definitely a stronghold over all of those towns when you look at what's happening in the towns itself. Definitely a stronghold going on. And it was very interesting. Then he sent another one in the week also. It was also on your status, or was on the group, one of the two. And I haven't listened to that whole one as well. But do yourself a favor and go and listen to it because it's very interesting. The only person that's keeping you in captivity is yourself. Yeah. Yes. Yeah. When you start letting go of things and trusting God, then you'll see how freedom will come in. Yes, you might need somebody to pray with you, but we keep ourselves in captivity. Dis al wat ek wil sê pas. Op daai punt van jy voel dat iemand saam met jou daaroor bid. Hou jou oog op die prys. Wees baie selektief wie jy vra om vir of saam met jou te bid. Ek dank die Vader dat dit nog nie so gebeur het nie, maar as dit so moet gebeur, is daar party mense wat as hulle na my toe moet kom en vir my moet sê ek bid vir jou, gaan ek vir hulle sê asseblief hou op. Moenie. Bid vir jouself. Dit is wat dit is. Ek gaan nie lieg nie. Ek weet nie wat die intensie van jou hart is nie, want die Bybel sê vir ons, hy gee ons goeie raad saam met sy gebooie. Hy sê aan hulle vrugte sal jy hulle ken. Jy gaan nie piesangs van 'n druksvyboom af. When you listen to that message that Pastor Winston gave last week, he quoted that, and we often quote that no weapon formed against us will prosper. Do you know that I never, to last week, did I not know that there was a second section of that scripture? And every idle word will come down.
you know, we quote half a scripture and we don't complete it. And yet it makes perfect sense when you say it in the fullness of it. JP, gaan jy vir ons 'n bietjie vertel wat ons môremiddag gaan begin doen? Kort op so 'n kort nota. Ek kan vir julle 'n goeie raad gee. Wees hier en sien nie. Ja, ek kan nog vra of ek nog vir daai mense kan bid waarvoor ek nou met jou gepraat het. Jy kan? So. As hulle hier moet. Okay, nee, dis reg. Sal jy nog iemand anders voor ons verder kan? Pastoor, hoekom mag enig iemand nie net vir jou bid nie? Wat is die rede daarvoor? Party mense bid om gesien te word. Daai gebed is ydelwoorde en sy het net gesê elke ydelwoord sal teen nie wat jy spreek, dat jy vooraanspreeklik gehou. Maar nou En mense bid in hulle eie verstand dat hulle bid goed oor jou. Maar dan is dit heeltemal onbybels. Dis nie goed vir jou. Ek kan nie bid dat God jou voet moet laat afsit sodat jy nou by hom kan uitkom. Dis wreed, dis vertraag en eintlik behoort God by dood te staan. Kan ek nog iets noem? Soos ek ook al verstaan het, laat my reg bedank. Is dat as die verkeerde persoon ook vir jou bid, dan kan hulle, is daar transference of spirits, is dit nie? Ja. Vir alles hulle aan jou raak. Daarvoor op daai noot. Wees versigtig op wie jy jou hande gaan lê. Ja, die Bybel sê op die sieke sê julle die hande lê. Die Engelse Bybel sê dit mooi. Hy sê Yeshua is the captain of our salvation. Jy as lid in die weermag van God se weermag behoort te luister na God se gees op wie jou hande moet gaan lê of nie. Moenie gaan net hier wie wat as hierdie van 'n merwe nou wil omgekrap sien moet ou aan my kom vat en my probeer omstamp. Hy het beter kans om te val as ek beloof jou. Ek het al daai storie gesien aan stampbelede. Of hulle blaas hulle om en dan na die tyd dan sê my magtig, ek weet ek op die mense op. Jy het nooit die tande gebors om. Wat donkie jare nie. Dan het ek 'n babbelaars en dan het ek 'n druppel gedrink nie. Ek is net in 'n beswyn. My vrou hou aan my vas en ek het niks om aan vas te hou. Wees versigtig wat jy doen. Die Bybel sê vir jou waak en wees nigter. Want jou teestander loop rond soos 'n brullende leeu. En hy doen dit om te verskeer en te vermoor en te verslind wat en waar hy kan. Hy is die vader van alle leuns. Hy is die eerste mensmoordenaar. Jy moenie gaan Big John McGraw afskiet en dink jy net die bees knees nie. In jou swakheid word hy groot gemaak. Wanneer jy dink jy is smart, is hy nie op die sien nie. Hy is nie in 'n party nie. En hoor my mooi. Vir al julle jong mense wat nog nie gekom het en gevra het, waar is my plek in die bediening? Moenie wanneer dit gebeur op 'n stadium kom en sê ek bedank nou nie. Hier is nie 'n beroep nie, dis 'n roeping. En ek verstaan nou wat God se woord sê wanneer hy sê die teëspoed sal jou inhaal, jou oorval en jou verbyhardloop. En Deuteronomium 28. Sorry, Greg, can you say that in English?
Say that in English. Oh, let's read it then. Ja, kry jy Deuteronomium 28. The calamity will chase after you, overfall you and overtake you. Ek is so. Weet jy wat? Jy weet nie waar by 28 nie. Ja, van 15 af seker. But it shall come to pass, if you do not obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments and his statutes which I command you today, that all these curses will come upon you and overtake you. Cursed shall you be in the city, and cursed shall you be in the country. Ek het al 'n paar keer in die afgelope 3 jaar gehoor waar mense sê hulle bedank nou uit te bediening uit. Ek moes ongelukkig in die week vir iemand sê, ek kan nie jou bedanking aanvaar of goedkeur nie, ek het jou nooit in diens geneem nie. Ja, gaan vat jou Bybel en gooi hom in die hemel in, kyk hoe ver kom jy. Vat hom, skiet jou so in die hemel en sê, daar sê ek bedank, soek nou 'n ander job. Maar in dieselfde koninkryk, jy vertraag. Wat jy, hel gaan aan met jou. Al is jy die janitor, nou wil jy 'n koek weet. Nou wat gaan jy kook? Spaghetti bolognese met 'n mop se kop. Wees versigtig om met God te speel, hoor. Elke ydelle woord wat jy spreek, sal jy vooraanspreeklik gehou word. Amen. En daar waar jy moef om gesien te word, daar sal gesien word hoe hard jy val, wanneer die stof om jou opblaas. Dis die ongelukkigheid van hierdie bediening. Niemand sal ooit kan sê, wat by daai deur ingekom het en uitgegaan het. Ek het nie geweet nie. Jy lieg, ek het jou gesê. En as ek jou nie gesê het nie, dan sou God my doodgeslaan het, want dit is wat ek bid. En as jy dit nie weet, dan let jy nie op vir die kerk. Ek bid God om my dood te slaan as ek sê wou doen van hier af. So jy gaan nie voor hom kan staan en sê, daai ou met sy lang hare wat so snaaks loop, het my nie vertel nie. Jy gaan die mat moet skoonmaak want jy die pot misgesit. Nog iets? Hierdie kerke wat so op mekaar gal. Jy hoor maar daar 3 blokke. Doen hulle. Want hulle het nie opvoeding nie. Hulle het nie goeie maniere nie. Ek skree ook, maar ek skree wanneer ek kwaad word. Ek skree nie heel tyd nie. Dan sê ek vir klein Johan kry om te preek. Hy skree die hele tyd. Dis 'n kerk in orde. Jy hoor hom tot. Jy hoor hom nog vir die kerk sien hoe hy loop. Maar wat doen hulle? Maar as ek almal voor hier by jou. Ja, ek kan jy sien hoekom hulle almal daar voor sit, maar te stil. Want ek het 'n baie goeie idee waarvan jy praat. Kan jy ons net vir hulle sê om pen en papier, 'n boek te bring om aantekeninge te doen van môre af. Dit is baie belangrik. Ek sou sê nie net van môre af nie. As jy kerk toe kom, Bring jou boeke saam. bring jou tool saam. Pen, papier en 'n Bybel. Dit wat 'n goeie student doen. Jy kan nie oorlog toe gaan as jy nie geleer het. Ja, en as jy gevang word, afkyk in 'n eksamen, dan gaan jy 'n klap kry en jy gaan geskort word. Yes.
Dis wat dit is. Is 3 uur voormiddag. 3 uur voormiddag. Ja. Baie belangrik. Dit weet ek. Almal klaar. Ek wil nog gevra het, ek het nog gekyk oor die datums oor die Godse Gees feeste en so aan. En die eerste ene is nou op die 13de Maart. Is dit wat die nuwe jaar begin? Dit is die eerste van Nisan. Ja. Dit is ook nie die 13de Maart nie. Wat word die 13de van Maart genoem? Moet net gou kyk wat ek hier nou het. Want onthou, Pasjag begin op die 15de van Nisan. Met ander woorde, 15 dae voor dit is die begin van die maand. Of van Nisan. En ek glo nie dat hierdie land het 'n klou waar Israel is nie. Wat is nou? Hierdie Purim. What is Purim? Purim. Purim. Passover is the 12th April. Hierdie ding is nie heeltemal reg nie. Ek het die regte ding daar binne. Hierdie werk volgens hulle skrifkeljare. Onthou, alhoewel hulle nader aan die waarheid is as ons, is die kabal, die Sanhedrin nog in beheer van die bestuur van tyd en tye. Maar hierdie jaar is nie the jaar of Jubilee nie. Nee. Jubilee was 2 of 3 jaar terug. Ja, toen de... Ja, dat is wat langer dan. Die bietjie langer. 3 of 4 jaar terug. Want ek nog nie gebleik. Dit was die Joodse of die Israeliese jaar van 5777. Dit is omtrent 2018. Ja, ek het net dit gesien en ek het gewoon. Dus ek het nooit nie daardie woord gehoor. Dit was die laaste jubilee. Ja. Die 120ste jubilee van Adam en Eva van werklikheid. Okay. Die laaste. Maar klaar?